Van die rand per liter diesel in jou bakkie tot die verhouding van suiker tot meel in ouma se koeksisters. Verhoudings is orals. Jy gebruik dit wanneer jy bereken hoeveel petrol jy nodig het vir 'n lang reis, wanneer jy kyk watter winkel die beste pryse per kilogram gee, of selfs wanneer jy 'n resep aanpas vir meer mense. In vandag se video wys ek jou hoe verhoudings jou kan help beplan, spaar en bak. Jy gaan sien hoekom dit 'n vaardigheid is wat jy vir die res van jou lewe gaan gebruik. In die vorige video het jy verhoudings vereenvoudig sodat ons bewerkings kan doen met verhoudings en koers. In hierdie video gaan ons nou bewerkings doen. Nou die eerste praktiese voorbeeld wat alledaags is vir ons almal. Ons almal onthou, ons het saam met ouma lekker in die kombuis gesit, het koekies gebak of jy het pannekoeke gebak en ons moet ons resep groter of kleiner aanmaak sodat die hele familie op die einde iets het om te eet. So ons kry 'n resep en ons resep vir ons, jy kort 4 koppies melk en 6 koppies meel. So ek het vir jou hier gaan skryf, die melk is 4 en die meel is 6. Wat is die verhouding van melk tot meel? Nou onthou, tot beteken, dubbelpunt, meel, in die eenvoudigste vorm. So ek wil altyd my antwoord skryf, maar ek kry net my highlighter bietjie dikker daarso. So skryf ons melk tot meel in die eenvoudigste vorm en dit tel 2 punte. So probeer hom gou self. Eerstens, onthou soos in die vorige video wat ek gesê het, ons moet lees wat tot wat is dit. So dis melk tot meel. En ons kan sien die melk is klein bietjie minder. So my verhouding, eerste stap sal wees, okay, my verhouding van melk is 4 tot meel is 6 in hierdie spesifieke ding. Maar ons moet dit nou gaan skryf in die eenvoudigste vorm. So ek het vir jou in die vorige video gesê, ons gaan dit altyd dan skryf as 'n breek. Wanneer ons dit dan geskryf het as 'n breek, kyk ons, wat is ons GGF of ons grootste gemeene faktor, dan gaan ons dit vereenvoudig jou verhouding, en dan skryf ons antwoord van die verhouding in verhoudingvorm. Okay? So begin gou en doen dit self. Jy's welkom net te mute of te pause. Ons kyk wie's dalk eers te klaar. So ek kyk wat is my breek. So my breek is dan 4/6 vir melk tot meel. My grootste gemeene faktor. So wat gaan in 4 en in 6 in? Grootste gemeene faktor is 2. So ek gaan deel bo en onder met 2. 4 gedeel deur 2 is 2. 6 gedeel deur 2 is 3. So daai is my vereenvoudig en nou skryf ek my antwoord in eenvoudigste vorm in verhoudingvorm. So dit is my verhouding van melk tot meel is 2 tot 3. So jy sal 'n punt kry daarvoor dat jy dit gaan skryf het of dat jy dit, kom ons sê nou maar net dat jy dit daarom as 'n verhouding geskryf het en dan dat jy dit gaan vereenvoudig het. Maak seker jou onderwyser, vra vir jou spesifieke onderwyser, hoeveel stappe moet jy wys, hoeveel bewerkings moet jy doen, is dit nodig om jou GGF en jou vereenvoudiging te doen? As hy 3 punte tel, definitief gaan jy dit moet doen. Indien die resep saamgestel is vir 'n gesin van 4, okay, so ons weet nou, ons het 4, kom ek kopie net hier, ons het 4 koppies melk en 6 koppies meel, en hierdie is dan nou, ek het net buite daai tekstboks gooi, as sy, okay, so die resep is saamgestel vir 'n gesin van 4, maar jy moet 'n gereg maak vir 8 mense. So daai 4 koppies melk en 6 koppies meel gaan nie genoeg wees nie. Hoeveel meer koppies melk en meel gaan jy benodig? So die eerste ding wat ek sal sê is ons moet vasstel is my resep gebruik, kom ons gebruik byvoorbeeld net melk. Okay? So ons gaan net eers die verhouding basies uitwerk. Nou jy kan hopelik sommer net deur hoofrekening besef, okay, as my verhouding vir 'n gesin van 4 was en ek moet nou vir 8 mense maak, moet ek net 2 keer soveel goed gebruik. So ons gaan dit net gou net seker maak, ons kan dit wiskundig ook bewys. So as ek 8 mense het wat nou gaan eet en my resep is bedoel vir 4 mense, is my verhouding 8 tot 4. En as ons dit wil gaan vereenvoudig, dan gaan ons dit skryf eerstens weer eens as 'n breek. So dis 8 op 4 en ons gaan kry ons grootste gemeene faktor en dit is 4, so ek deel bo en onder met 4, en 8 op 4 is dan 2/1, en dit beteken my verhouding is dan 2 tot 1, so dis wat ons van die begin af besef het, ek moet 2 keer soveel as die resep gebruik vir alles. So, onthou dat in wiskunde, kyk maar net, ek het nou nie 'n punte toekenning daar vir jou geskryf nie, maar ek sou sê, hier is ten minste 1, 2, 3, ten minste so 3 punte. Ok,
Okay? So kyk na jou puntetoekenning, kyk wat die vraag is en wys al die nodige bewerkings. As jy weet jy werk bietjie stadig, moenie onnodige goed doen nie. As jy weet jy's baie vinnig, wees so deeglik as wat jy moontlik kan wees om die maksimum hoeveelheid punte te kry, want in wiskunde word jy beloon vir die werk wat jy gedoen het. Hulle beloon jou punt vir punt vir die stappe wat jy wys. So hoe meer stappe jy wys, hoe beter is die waarskynlikheid dat jy iewers 'n punt kan verdien. So nou weet ons gaan 2 keer soveel van alles nodig hê en nou moet ons die verhouding gaan uitwerk vir elke individuele gedeelte. So kom ons begin by die melk. Okay. So my melk moet ek nou my verhouding gaan maak 2 tot 1. So ek sal dan sommer sê ons gaan maak ons verhouding 2 op 1. Kom ons skryf hom net sommer 2 op 1 basies mal en my verhouding was gewees 4 koppies. Okay? So ek het 4 koppies melk oorspronklik gehad en ek gaan 2 keer soveel nodig hê en dan gaan maal ons net bo en ons gaan maal onder. 2 maal 4 is 8, 1 maal 1 is 1, 8 op 1 is net 8. So daai is basies dit. So ek kort 8 koppies melk. Jy hoef dit regtig ook nou nie so kompleks te gaan doen nie. Jy kan maar net basies geskryf het. Ek gaan dit net sommer in swart aan die kant sit. Jy kan maar net basies gesê het, okay, so hoeveel melk kort ek? Ek het 4 gehad, ek kort 2 keer soveel, so 4 maal 2 is 8 koppies. Okay, jy hoef nou regtig nie in breuke te gaan werk nie. Ek gaan die tweede enetjie net sommer vir jou so doen. So daar is ons melk en dan die volgende enetjie is meel. So op my meel, ek moet 2 keer soveel gebruik as wat die resep sê en die resep sê ek het 6 koppies meel en 2 maal 6 is 12 koppies meel. Okay, puntetoekenning hierso. Punt daarvoor dat ons die verhouding waarmee ons alles moet gaan vermenigvuldig uitgewerk het. Punt vir jou antwoord en punt vir jou antwoord. 'n Totaal daar van 3 punte in die sakkie wel gedaan. Volgende een, indien jy 12 koppies melk moet gebruik. Okay, so in hierdie enetjie het ons 8 koppies. So dis 2 keer soveel. Nou is dit 3 keer soveel. Indien jy 12 koppies melk moet gebruik, hoeveel koppies meel benodig jy om dieselfde verhouding te bou? So ek wil net vir jou wys dat daar ook 'n ander manier is om dit te gaan bewerk. So eerstens was ons verhouding gewees ons nou natuurlik 4 tot 6, nê? So ek het 4 koppies 4 koppies melk gehad en 6 koppies meel gehad. So my verhouding was 4 tot 6. Ek gaan net hier skryf melk. Ja. Hier delete. Was hy melk tot meel. So my verhouding van melk tot meel was 4 tot 6. Nou sê hulle indien jy 12 koppies melk gaan gebruik. So kom ons skryf hierdie net eerste stap is skryf dit as 'n breek. Okay? Nou hierdie is iets wat ons nou nog nie gedoen het nie. So wees rustig en vat dit stap vir stap. So ek wil net my verhouding hou, sê is gelyk aan, in 4 tot 6. Nou ek het vir julle gesê in 'n vorige video, tot en breek is presies dieselfde ding. So 4 op 6 is dieselfde as 4 tot 6. Maar nou wil ons 12 koppies melk hê. Okay, so die boonste gedeeltetjie is my melk, so ek wil nie net 4 hê nie, ek gaan net daai is gelyk aan daar wegvat. So ons sê net is gelyk aan, want onthou, ekwivalente breuke is waarop ons nou basies hier staat maak. Ekwivalente breuke. Okay, so wanneer ek ekwivalente breuke het, beteken dit my verhouding is presies dieselfde al lyk my breuk verskillend. So as my verhouding dieselfde moet bly, kyk ek kan nie skielik meer melk insit, maar die meel dieselfde hou nie, want dan gaan my wat ook al sy gereg ek maak, kom ons sê dit is pannekoeke, dan gaan daai pannekoeke verskriklik waterig gewees. Jy gaan dit eerder kan drink as wat jy dit kan eet. So ons wil altyd seker maak my melk tot meel verhouding bly presies dieselfde. So as ek nou my melk in plek van net 4 koppies 12 koppies melk gaan gebruik, is die vraag basies dan, okay, maar hoeveel koppies meel het ek dan nodig? En daai is 'n X. Ek weet nie. Onbekende X. Okay. Dan wil ek vir jou wys. Nou jy sal nou weet, ons kan sommer net oor kruis mal. Nou ek gaan net eers dit vir jou doen, dan gaan ek vir jou net rustig weer verduidelik hoekom ons oor kruis mal aan die einde. So kom ons kom eers by die antwoord uit en dan kan jy na die tyd nog net gou-gou weer terugkom om te kyk maar hoekom oor kruis mal jy. So ek gaan nou vir jou dit wys. Kom ons doen net gou-gou eers die oor kruis mal. So 4 mal x is, ek weet nie wie my is gelyk aan daar wegvat, my is gelyk aan kom in die middel. So 4 mal x is 4x en 6 mal 12 is 72. Okay,
So 4x is 72. So hier het ek basies 'n bietjie algebra gedoen. En dan gaan nou nog steeds 'n bietjie algebra doen. Want ons los basies nou net vir x op. Daar's 'n onbekende binne 'n sekere verhouding en my wiskundige reël sê wat ek bo doen, moet ek net onder doen en alles binne verhouding wanneer ek maal en deel bly reg. So ek maal my 4 en my x en ek maal my 6 en my 12. So nou het ek 4x is gelyk aan 72 en ek wil nie weet wat is 4x nie, want ek wil nie weet wat is 4 keer soveel meel as wat ek nodig het nie. Ek wil net weet hoeveel meel kort ek. So wat kan ek doen om 4 alleen te kry? Ek gaan deel deur 4 en dan moet ek net 72 ook deel deur 4. So 4x gedeel deur 4, ek deel my 4's deur mekaar. So wat bly oor? Is net x, skus vir daai is gelyk aan. So x bly net oor en 72 gedeel deur 4 is gelyk aan 18. Okay, so ons het dit algebraïs basies gaan bereken. So x is gelyk aan 72. Nou wat was x gewees? Die boonste gedeeltetjie was my melk. So 4 koppies word 12 koppies en 6 koppies word nou hoeveel koppies meel? Dis wat ons basies vasgestel het. Okay? So my x is hoeveel koppies meel as ek 12 koppies melk het. So nou moet ek net my antwoordsin gaan skryf en ek moet net vir hulle sê, okay, so indien jy 12 koppies, hoeveel koppies meel benodig jy? So jy benodig 18 koppies meel. Okay, so daar is redelik straightforward, algebraïs bereken. Soos ek beloof het, gaan ek vir jou verduidelik hoekom daai gebeur. So as jy onseker is jy welkom om nou verder te kyk. Andersins geniet die volgende video. Jy kan net skip tot op die einde, dan sal die volgende videoetjie in hierdie reeks sommer outomaties vir jou daar opkom. Jy kan net skip en klik op hom. In die volgende videoetjie gaan ons lekker bietjie, dat ek net vir julle afskrol, gaan ons bietjie bewerkings doen soos op 'n kaart. So 'n sekere sentimeter, 1 sentimeter is 5 kilometer. So obviously kan jy nie 'n hele Suid-Afrika in 'n kaart druk nie. So ons gebruik skale en weer eens, dit gaan maar net oor hou dit in verhouding dat ons relatief tot mekaar nog steeds akkuraat kan sien hoe ver is goed uit mekaar uit. So sentimeter na kilometer en dan doen ons bietjie bewerkings met geld waar jy R1200 het en almal kry 'n sekere gedeelte daarvan, hoeveel moet elkeen kry. Terug by die algebra net om te verduidelik wat daar aangegaan het. So ek gaan net vir jou hier skryf. So ek het 4 op 6 en ek is gelyk aan 12 op x. Okay? Nou ek kan nie net eintlik ons sê altyd vir julle ja ons maal net oor kruis, maar tegnies kan jy nie net jy maal nie net oor kruis nie. Dit is maar net 'n eenvoudige manier om dit vir jou te verduidelik. Eintlik wat ons doen is ek gaan maal my linkerkant en my regterkant met sekere waardes om ontslae te raak van dit wat onder die breek is. Want ons wil nie breuke hê nie, ons wil net 'n reguit vergelyking hê. So om my 6 onder die breek weg te kry, okay? So 6 op 6 weet ons is gelyk aan 1. So as ek wil hê daai moet 4 maal net 1 wees, wat kan ek doen? Ek gaan maal my linkerkant met 6 op 1 en dan 6 kanselleer uit met 6 en dan sit net 4 op 1 want so basies net 6 maal 4 sou 6 12 18 24 wees op 6 en 24 op 6 6 12 18 24 is net die 4. Okay? So eintlik gaan maal ek met 'n 6 en ek gaan vereenvoudig dan net en nou is hy aan die linkerkant vereenvoudig, maar onthou, wat ek aan die linkerkant doen, moet ek ook aan die regterkant doen. Ons kan nie net sommer net verander aan die een kant nie. Jy gee vir jou een boetie 5 sweets en jy kry net 1. Dit voel ons nooit lekker nie. So dit wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen om so regverdig as moontlik te wees. So ek het eers die 6 gaan wegkry, maar wat ek nou links doen, moet ek ook regs doen. So ek gaan maal aan die regterkant ook met 6 op 1 en 12 maal 6 is daai, ek dink dit was nou 72 gewees. As jy tafels ken hopelik. So daar het ons nou net 4 op 1 is gelyk aan 6 maal 12 is 72 op x. So sien jy, die eerste stap wat ons maar net gedoen het, is om die 6 weg te kry daar. 4 op 1 is basies maar net 4. So jy kan hom actually wegvat. En dan wat ons wil hê is, ons wil die x weg hê. So hoe kry ek my x weg? Presies dieselfde stappe. Ek gaan maal met x op 1 en die x'e kanselleer mekaar uit en 72 gedeel deur 1 is net 72. Maar onthou, dit wat ek aan die regterkant doen, moet ek ook aan die linkerkant doen. So nou gaan ek daar maal met x. So 4 maal x is 4x en daar is jy nou terug by wat ons hier vir jou gewys het. 4x is gelyk aan 72.
En nou het ek niks meer onder die breek nie, daar's nie meer 'n noemer nie. Ek het nou net tellers, heelgetalle wat ek mee werk en presies dieselfde as wat ons daar gedoen het. Ek wil nie weet wat's 4x nie, ek wil net weet wat's 4, so ek deel links deur 4 en ek deel regs deur 4 en 4 gedeel deur 4 is 1, so dis x en 72, ekskuus vir daai lelike 4, 72 gedeel deur 4 is 18. Okay, so dis net bietjie meer 'n verduideliking rondom wat ons eintlik doen as ons sê maal oor kruis. In 'n geval. So dis nie die punt van verhoudings in koers nie. So wat probeer ek vir jou net hier te wys? Ek probeer vir jou te wys dat algebra is nie iets wat op sy eie staan nie. Algebra is eintlik net 'n tool wat ons gebruik om ander wiskundige bewerkings te doen. So wel ek weet nie hoeveel meel ek kort nie en daai ek weet nie skryf ons as 'n x wat 'n algebraïese uitdrukking basies maak. En nou kan ons vir x gaan oplos in verhoudings en koers en sodoende ons antwoord kry. So daai was nou 'n lekker mondvol, dit was nou 'n bietjie 'n langer video as wat ek aanvanklik gedink het ek gaan doen, maar ek wou graag vir jou gewys het wat die algebra agter verhoudings en koers ook kan wees en hoe ons x'e en y'e en onbekendes kan gebruik om iets soos 'n verhouding of 'n koers of so op te los om jou werk makliker te maak. As hierdie jou gehelp het, as jy dit geniet het, soos altyd, is nie vir ons lekker om dit heeltyd te sê nie, maar dis die gratis, eenvoudige manier wat jy ons channel kan support en ons kommitment teenoor jou bly soos altyd. As jy ons ondersteun en jy help ons en jy laat weet vir ons wat ons kan verbeter en wat jy geniet, dan help dit ons net om beter waarde vir jou te lewer. En op die einde is ons doelwit een ding en dit is om seker te maak jy is 'n eyster in wiskunde. Niks anders as dit nie. So help ons om jou te help en subscribe en like ons video's, deel dit met jou vriende, laat weet vir ons in die comment wat jy die meeste geniet het of as jy enige vrae het, as jy wil hê ons moet 'n ander video maak, iets waarmee jy sukkel, sien jou in die volgende video. Hy sal nou daar vir jou opkom. Lekker dag verder vir jou.